ons vanoggend, soos wat ons nou in worship reageer het, en die res van vanoggend ook reageer vir wie U is. Amen. Amen. Julle is welkom, julle sitplekke te neem. Goeiemôre. Dit is vir ons altyd in oggende soos hierdie met weer soos hierdie laat my altyd dink aan Dr. Dale George daar in die tuinroete. Hulle sê in weer soos hierdie kom almal kerk toe want niemand wil see toe gaan nie. En hierso kan niemand see toe gaan nie, so dan bly mens by die huis. So dankie dat jy hier is vanoggend. So ek wil wel celebrate. Julle het 'n goeie idee van wie in ons span is en wie in hierdie span werk van Dr. Dale Linden, maar daar's iemand waarvan julle nie noodwendig weet nie. So Hendrik Lucas, hy is die een persoon in hierdie kampus. Ek sê altyd, ek weet nie of ek hierdie nou met hardop sê nie, maar ek gaan dit net sê, is as hy gaan ek ook. Jy weet, daar's soveel goed wat hy doen behind the scenes waarvan ons nie weet nie. Die stoele waarop jy sit word uitgemeet met 'n tou en 'n baksteen. So as hy op 'n afnaweek is, let bietjie op, jy sal vinnig sien wanneer hy nie hier is nie. So dis vir ons ongelooflik lekker om te celebrate as Hendrik hierso is en dit wat hy kom doen. Enigiets waarvan jy kan dink en wat jy noodwendig sien en wat jy eintlik sien, is as gevolg van Hendrik. So ek wil vra of Hendrik vorentoe kan kom. So vanoggend celebrate ons dat hy 5 jaar by Dr. Dale is. En ons wil regtig hom ook net eer vir wie hy is. Kan ons net vir my 'n hande klap gee? Yes, Hendrik. Ek kan sommer so hier langs my kom staan. Hallo Hendrik. So Hendrik Lucas, hy sal 'n hele rukkie, so vir die van julle wat nie weet nie, ons het toe ons hierdie gebou vat aanvanklik by NG Linden, was hy reeds hierso gewees. So hy is die ongelooflike blessing van wat ons ontvang het soos ons in hierdie spasie in beweeg. Nee, Hendrik, ons wil jou vanoggend net eer. Ek wil regtig vir jou dankie sê vir alles wat jy doen, alles wat ons raak sien en alles wat ons nie raak sien. Ons is jammer vir dit, maar regtig dankie vir alles. En ons wil jou graag net celebrate vanoggend net met hierdie, dat jy al so lank deel is van ons familie en net ietsie ekstra vir dit. En ek wil jou vra, as jy dalk net bereid is saam met ons net jou hand dalk uit te steek en net 'n gebed oor Hendrik doen, dat hy al wel 5 jaar hier by ons is, maar ons bid vir baie langer as hierdie 5 jaar. Here, ons wil net vir Hendrik kom eer vanoggend, Here, en ons wil hom net by u voete kom neersit, Here, en om acknowledge vir alles wat hy al reeds gedoen het vir ons, Here, dit wat hy elke liewe oggend kom doen, Here, die ongelooflike glimlag wat ons altyd groet, Here. Nie ons net as span nie, maar mense in hierdie kampus, mense in hierdie omgewing, Here. En ek bid, Here, vir die invloed wat hy het in hierdie spasie, maar ook in hierdie omgewing, wil ons net eer vir waarmee u besig is, Here. En Here, ek wil net vanoggend kom celebrate vir sy servanthood, hoe hy regtig net bediening so hard toe vat en dit uitleef, Here, en dat ons ook bediening moontlik kan wees as gevolg van sy bediening. Ons wil hom net eer en ons sê dankie vir hom wat saam met deel is van ons familie al vir so lank en soveel jaar wat nog op pad is. Amen. Amen. Kom ons vir my 'n klap gee. Dankie Hendrik. Jy is reg, dankie Hendrik. Ons is in hierdie reeks van genoegsaam en eintlik om die vraag te vra, maar is Jesus genoeg vir jou? Is hy werklik koning oor al die areas in jou lewens of net die areas wat jy hom toelaat? En hierdie afgelope paar weke gesels ons juis oor daai moeilike areas om hom toe te laat. Dis areas wat gemaak is om God se naam te verheerlik, maar wanneer ons hierdie areas gebruik vir ons, dan bring dit skade aan onsself, maar ook mense rondom ons. Hierdie 3 areas is money, sex and power. Nee, as ons dit in mooi Afrikaans wil vertaal, wat ek hierdie week gehoor het, is dit rande, rokke en roem. Rande, rokke en roem. En dit is my hierdie taboe topics waaroor mens moet gesels, of waaroor mens gesels, maar ons moet eintlik oor hierdie gesels. En ons het laasweek bietjie gesels oor seks. En dit was ongelooflik wat die Here kom doen het eintlik in hierdie spasie. Net om te kon sien wat se transformasie en heelmaking hy bring eintlik in mense se lewens. En ek wil jou eintlik uitdaag en uitnooi. As jy verlede week se gediens gemis het, asseblief gaan kyk dit op ons YouTube kanaal om te kan beleef waarmee ons besig en waarmee die Here besig is tydens die oggenddienste. En ek wil ook sê as jy laasweek hierso saam met die ouers gesit het tydens ons gesprek oor seks, daar's 'n rede hoekom ons 'n kidsbediening en 'n tienerbediening het. So as jy dalk vanoggend bang is ons gaan verder met die gesprek van seks, ek sê nie kwaadlik neem as jy nou opstaan en na daai bediening toe gaan nie. Frans van Woewe sal julle met liefde ontvang.
daarso. Ek spot so vanoggend, ek sê vir Kobus, ek wonder of die kerk minder is gevolg van die reën of omdat ons oor seks gepraat het laasweek. Maar dit is die 3 gode van ons era. Want daar's soveel mense wat nog steeds hulle geluk en hulle betekenis en hulle doel in een of al 3 van hierdie areas soek. Genoegsaamheid in een of al 3 hierdie areas is 'n groot dryfkrag vir mense. En dit is relevant om daaroor in kerk te gesels, want ons sukkel nog steeds baie keer met versoekings in van hierdie areas. Russell Moore, 'n pastoor in Amerika, skryf die volgende oor geld, seks en mag. Hy sê, if you do not daily wrestle with the temptations in the areas of money, sex or power, it is only because you have already surrendered to these temptations. Met ander woorde, dit is nie 'n kwessie van of jy met hierdie versoeking gaan teekom of jy met dit gaan sukkel nie. Die vraag is, het jy al oorgegee of nie? Die realiteit is, elke dag maak jy 'n keuse vir of teen hierdie 3 areas. Elke dag maak jy 'n besluit en sê, Here, vandag gaan hierdie areas jou eer, of vandag gaan hierdie areas my vlees eer. Ons is besig in die boek van Hebreërs 13 vers 4 tot 6 en ek wil uitnooi om daar oop te maak in julle Bybels of op julle fone. Dis die hoof fokus vir die hele reeks vir die volgende paar weke ook gaan konstant daarin bly. So gaan 'n bietjie lekker daarso lees en dan eintlik dit lekker uitpak en net amper 'n mooi Bybelstudie doen oor waarmee is die Here besig spesifiek in Hebreërs 13 vers 4 tot 6. So as julle saam met my sal lees hier agter of in julle Bybel, die skrywer van Hebreërs sê, mense wat getroud is, moet die huweliksband respekteer en mag nie rondslaap nie. God sal self afreken met mense wat rondslaap of seksueel verkeerde dinge doen. Wees tevrede met dit wat jy het en moenie heeltyd agter geld aanhardloop asof dit die belangrikste ding in julle lewe is nie. Die skrywer gaan verder, hy sê, God het mos gesê, dis my so mooi dat die woord mos in die Bybel is, asof dit so van selfsprekend al moet wees, asof dit, hoekom herinner ons, hoekom sê ons nog hierdie? God het mos gesê, asof dit al reeds kennis is vir ons, ek sal jou nooit alleen los nie, ek sal jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is die een wat my help. Ek hoef vir niks bang te wees nie, buitendien, wat kan 'n mens aan my doen? En ek wil spesifiek vanoggend net stil staan vir 'n oomblik hierso sê, daarom kan ons met vertroue sê, die Here is die een wat my help. Dis baie belangrik dat jy vanoggend besef, hierdie 3 areas, money, sex and power, dit is ongelooflike moeilike areas om dit uit te kom as dit nie die Here verheerlik uit jou eie wilskrag nie. Die realiteit is 10-1 dalk jou wilskrag wat jou in daai spasie ingebring het. Daarom kan ek en jy met vertroue sê, dit is nie jou wilskrag wat jou uit geld, seks en mag kan uitkry as dit nie in lyn is met God se plan en God se woord nie. Dit is net die Here wat jou daarmee kan help. So, laasweek het ons gesels oor seks, vanoggend gesels ons oor finansies. Wees tevrede met dit wat jy het. Moenie agter geld aanhardloop asof dit die belangrikste deel is van jou lewe nie. En watter beter manier is dit nie om oor geld te gesels met die background van 'n Monopoly nie, né? Die boardgame wat die grootste skeure, grootste gevegte veroorsaak in vriendskappe en in gesinne. So die realiteit is, as ons nie vir mekaar jok nie, dit draai om finansies. 'n Interessante feit, ek weet nie of jy geweet het nie, maar Desember is daar 'n Monopoly hotline. Daar's iemand wat jy in Desember kan bel as jy vir een of ander rede besluit om hierdie game te speel. Hierdie is na die sondeval dink ek. Maar daar's iemand wat jy kan bel oor Desember as jy hierdie speel, net sodat iemand aan die ander kant van die lyn hierdie gesin of hierdie vriende kan help om hierdie konflik op te los. Dis letterlik waar dit gaan. Hoekom is dit nodig om oor finansies te gesels? Hoekom is dit so groot seer aan die einde van die dag in families? Navorsing wys, a study highlighted in the Stewardship Journal revealed that 80% of divorced couples in their 20s and 30s identified financial problems as the primary destructive element in their marriages. 80%. En dit is spesifiek Christelike gesinne. Dit is spesifiek Christelike huwelike wat Christene is. Nog meer, 'n onlangse studie wys dat 57% van huwelike wat reeds deur egskeiding gegaan het, sê en identifiseer finansies as 'n ongelooflike groot
faktor wat bygedra het tot hulle egskeiding. Net soos wat seks 'n belangrike deel is van ons lewe en die manier hoe op God dit ontwerp het, om te kan sien soos wat hy dit kom design het, nie soos wat Hollywood dit kom vir ons kom wys het nie. Om te kom sien hoe lyk dit in sy oë, het hy finansies ook op 'n manier ontwerp, dat ek en jy dit op 'n spesifieke manier moet sien, maar ook op 'n spesifieke manier moet hanteer. Geld is ongelooflike goeie dienaar, maar 'n verskriklike baas. Die vraag is, wie dien wie? Wie is tevrede met dit wat jy het en moenie agter geld aanhardloop asof dit die belangrikste deel is van jou lewe nie. Hoekom? Want sodra jy agter geld aanhardloop asof dit die belangrikste deel is van jou lewe, gaan jy Jesus mis. En jy gaan mis die manier hoe hy dit ontwerp het en hoe ek en jy dit eintlik moet sien. If you chase things, you will miss God. But if you chase God, you will never miss a thing. First seek the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added onto you. En dis hierdie paradoks. Nou dink ons, okay, cool, ek wil hierdie dinge hê, so daarom gaan ek die koninkryk van die Here jaag en sy geregtigheid, sodat ek al hierdie goed kan kry. Nee. Die Here is so amazing soos dit, soos wat ek en jy in awe staan vir wie hy is, soos wat ek en jy hom najaag met alles van hom wie hy is, en ek en jy verstaan wie ons in hom is, dat die koninkryk nie net daar ver is, maar die koninkryk binne my en jou leef, en dat ons wel geregtig voor die Vader kan staan, genoeg, blaamloos. Dan is hierdie things wat ons aanvanklik gejaag het, nie meer dieselfde vandat ons hom leer ken het nie. If you chase things, you will miss God. Want dit is die dinge van die wêreld. But if you chase God, you will never miss a thing. En ons hart begin klop vir dit wat sy hart breek of opgewonde maak. Ek wil finansies spesifiek vanoggend kom benader uit twee lense uit. Hierdie lense is sonship en stewardship. So is dit seunskap en rentmeesterskap. Sonship wys spesifiek na jou erfporsie in Christus. Die erfporsie wie ons het in wat ons het in God se familie. So dames, weer eens, as ons mans deel kan wees van die bruid van Christus, dan is julle dalk net vanoggend deel van sonship, as dit reg is met julle. So sonship gaan oor ons erfporsie in Jesus. Ek wil vir jou 'n skrifvers lees, Hebreërs 12 vers 28. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken. Dit is weer asof hy sê, ons het mos 'n koninkryk ontvang wat nie geskit kan word nie. Since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. Hierdie is die erfporsie. Jy mag dalk vra wat is die erfporsie? Hierdie is die erfporsie, dat ek en jy vereenselwig word met Jesus se dood as gevolg van dit wat hy met jou kon doen het aan die kruis, maar ook met sy opstanding, nie dat ons net ewige lewe eendag kan hê in die hemel nie, maar dat ons nou ewige lewe of verhouding kan geniet saam met hom. Sodat ons nou al in verhouding kan staan met hom, sodat ons nie net koninkryk eendag in die hemel kan beleef nie, sodat ons koninkryk nou al kan beleef. As hierdie mooi gesegde wat sê, daar waar die koninkryk, of daar waar die koning se teenwoordigheid is, daar is die koninkryk. Daar waar die koning se teenwoordigheid daar is die koninkryk. Met ander woorde, jy dra die Heilige Gees binne jou. Met ander woorde, die koning se teenwoordigheid is in die spasies waar jy beweeg en die spasies waarin jy jou stuur. So daai koninkryk van die Vader is waar ook al ek en jy beweeg. Daar waar die koning se teenwoordigheid is, daar is die koninkryk. As it is in heaven, so it shall be on earth. Nie net eendag nie, maar nou. As ons kyk na stewardship, rentmeesterskap, is daar twee skrifverse eintlik om op te fokus. Hebreërs 3 vers 1 wat sê, ek en jy moet konstant ons oë vestig op Jesus. Ons moet ons oë hou op hom, ons moet hom aanskou. En dan mag ons sien wie hy is en ook wie ons is. En dan Efesiërs 5 vers 1 wat net sê, hoorie maar, ek en jy moet imitators wees van die Vader. Hy is hierdie voorbeeld van ons en ons moet hierdie voorbeeld uitleef. So hoe link dit met stewardship? Imagine hierdie prentjie van 'n kind wat by hulle vader sit en hulle vader leer hulle alles wat aangaan in die lewe. Nie net dit nie, maar ook hoe om dit met wysheid te benader. Sonship en stewardship. So kom ons kyk maar na daai lense
in vanoggend se gesprek oor finansies. So, sonship, dit is een van die maklikste maniere om dit eintlik om verduidelik en te benader is deur een van die bekendste gelykenisse in die Bybel. Lukas 15 vers 11 tot 32, die gelykenis van die verlore seun, nê, maar eintlik om te kyk spesifiek nie net na hom nie, maar na al twee broers, die jonger broer en die ouer broer. En dit is eintlik interessant want jy kan nie na sonship kyk in hierdie storie sonder om na stewardship te kyk nie. Maar as mens kyk spesifiek na die jonger seun, hy het sonship verstaan. Maar hy het glad nie stewardship verstaan nie. Hy het presies geweet wat sy erfporsie is, maar hy het glad nie geweet hoe om dit met wysheid te benader en hoe om dit te bestuur nie. Interessante feit, in daai tyd se kultuur, as die jonger seun wat hy gedoen het, is eintlik verskriklik geweest. Hy het na sy pa toe gegaan en terwyl sy pa nog lewe vir sy erfporsie gevra en is basies wat hy kom sê het is ek wens eintlik pa was dood sodat ek my erfporsie kan ontvang. Dis eintlik verskriklik wat hierdie jonger seun, hierdie verlore seun kom doen het eintlik in voor sy pa, maar die vader, die pa het hierdie genade gehad en dit in genade aan hom gegee. Maar die verlore seun, die jonger broer, was absoluut roekeloos met daai erfporsie. Die ondergang van die verlore seun was nie dat hy sy erfporsie ontvang het nie, maar omdat hy nie stewardship verstaan het nie. Hy het sy erfporsie baie mooi verstaan, maar hy het nie wysheid gehad om daai erfporsie te kan bestuur of verstaan nie. En die realiteit is baie van ons leef soos hierdie verlore seun, hierdie jonger broer. Want kom ons wees eerlik met ons, dit wat ons in ons hande het, is eintlik mooi. Dit wat ons hande het, is eintlik goed. Ek en jy het eintlik soveel seëninge in ons lewens, maar dan weet ons nie noodwendig wat om met dit te doen nie. Ons het soveel goed eintlik reeds in ons hande, maar dan is ons nie tevrede met dit wat in ons hande is en ons jaag iets aan wat geld is en dis die mooi deel van die boodskap. Dit kan eintlik enigiets wees. Dan jaag ons hierdie geld aan asof dit die belangrikste deel is in ons lewe, met die volle vertroue dat dit vir ons sekuriteit gaan gee. Of soos wat ons nou in die laaste liedjie gesing het, asof dit vir ons vrede gaan gee. As daar nie wysheid is hoe om te bestuur nie, dan gaan dit my en jou net leeg en desperaat los soos hierdie verlore seun. En die mooi realiteit vir die verlore seun is hy het 'n huis gehad waartoe hy kan teruggaan, waar hy onder sy pa se dak kon geslaap het. Die realiteit in moderne tye is, as ons leeg en desperaat voel in hierdie areas, gaan ons terug bank toe en ons maak nog en nog skuld. As jy kyk na die ouer seun in hierdie spasie, hy het gewerk vir iets wat reeds syne is. Hy het so hard gewerk vir iets wat reeds syne is. Stewardship was glad nie eers 'n kwessie vir hierdie persoon nie, vir hierdie broer nie. Hy het glad nie sonship verstaan nie. Sy broer terugkom en sy pa weer die fees vir hom hou om hom te verwelkom, was sy ouer broer kwaad geweest en hy het sy pa gesê, ek werk al soveel jare vir pa en pa het nog nooit vir my so iets gegee nie. Die ironie, alles het reeds aan hom behoort. Hy het nie besef dat sy pa se hulpbronne die heeltyd tot sy beskikking was nie. Hy het ongelooflik hard gewerk en geswoeg vir iets wat reeds al die tyd syne was. Hoe is dit relevant vir my en vir jou? Hoeveel keer probeer ek en jy die guns van die Vader wen deur goeie werk te doen? Hoeveel keer probeer ek en jy goed doen wat reeds vrylik aan ons gegee is? Kom ek stel dit so, dis onmoontlik vir jou om deur goeie werk die Vader meer lief vir jou te laat wees as wat hy reeds is. Hoekom? Want daai besluit is al lank al gemaak voor die bestaan nie. Ons het lief want hy het reeds lief gehad. Ons het lief want hy het eerste lief gehad. Ek en jy moet ophou werk vir iets wat Jesus reeds kom doen het vir my en vir jou. Vat ons na 'n spesifieke vers, so Spreuke 10 vers 22, so mooi skrifvers. Sê dit is die seën van die Here wat rykdom bring. Jou geswoeg laat dit nie meer word nie. Nee, dis hierdie ongelooflike mooi opsomming en prentjie van hierdie ouer broer. Dis die seën van die Here wat die rykdom bring, jou geswoeg laat dit nie meer word nie. Dit is eintlik die blessing, kom ons sê dit so, uit na sy pa toe gegaan en gesê, hoe kan jy hierdie doen vir my broer? Ek het al so hard gewerk en geswoeg, maar jy het nog nie eens my een bokkie gegee nie. Maar die seën kom uit die Vader se hand uit en dit is wat hierdie voorsiening bring en nie sy harde werk nie. Dit is nie sy harde werk nie en ek wil ook mooi nou sê vanoggend is, dit beteken jy moet nie werk nie. Asseblief gaan môreoggend nog steeds werk toe.
Die vraag is, dit wat jy in jou hande het, dit wat jy ontvang, dit wat jy sien, die feit dat jy 'n werk het, is dit as gevolg van jou harde werk, of is dit as gevolg van die seën van die Here, wat hierdie rykdom bring, hoe ook al daai rykdom mag lyk in jou lewe. Dit is belangrik dat ek net begin verstaan en 'n kopskuif begin maak rondom dit wat in ons hande het. Dit kom uit 'n blessing van die Vader se hart en dit is wat die rykdom bring, nie as gevolg van dit wat ek en jy meer en meer doen nie. Want sodra ons dit verstaan, dan vat dit ons na 'n interessante rigting toe. Efesiërs 4 vers 28, hy moet vir hom 'n behoorlike werk kry en sy brood eerlik verdien. Hy sal dan nie net vir homself kan sorg nie, maar ook genoeg hê om vir mense wat niks het nie, iets te kan gee. Dis die kopskuif wat ons moet maak. Dis die Here se seën wat rykdom bring, nie ons gesoog wat dit laat meer maak nie. Met ander woorde, nou sit ons met iets in ons hande as gevolg van die werk wat ek en jy het. En sodra ons dit begin sien dat dit die seën van die Here is wat hierdie rykdom bring, dan vra ons, wat doen ons nou met hierdie? Is dit genoeg vir jou, maar ook genoeg vir ander mense? Om sonship te verstaan, om erfporsie te verstaan, is die fondasie. Jy moet vanoggend verstaan, jy het toegang tot 'n Vader wat 'n onputbare bron van hulpbronne het vir my en jou tot ons beskikking. Die vraag is nou, dis ons erfporsie, ek en jy het toegang tot dit. Wat doen ons met hierdie wat in ons hande het? Wat doen ons nou met hierdie rykdom wat ons in ons hande het? So dit vat ons na stewardship toe. Nou ek wil stewardship kom benader in die hart van Matteus 5 vers 7. Dit is my so mooi. Hy sê, you are blessed when you care. You are blessed when you care. At the moment of being careful, you find yourself cared for. You are blessed when you care. Met ander woorde, jy het hierdie werk en jy het hierdie seëninge van die Vader wat in jou hande is. Die vraag is dit genoeg vir jou en ook vir mense wat nie iets het nie? So you are blessed when you care at the moment of being careful, omdat jy verstaan, hoorie, maar jy het genoeg en jy kan ook vir ander mense gee, daarom kan jy care. You find yourself cared for. You are blessed when you care. At the moment of being careful, you find yourself cared for. Jy weet, jy het genoeg in jou hande vir jouself en ook vir ander mense en jy kan vrygewig wees met dit wat in jou hande het, want jy weet, die Here is 'n Vader met wat 'n onputbare bron van hulpbronne is vir my en vir jou. En hy is so lief om na sy kinders te kyk. Ek wil dit opvang in so 'n statement amper, in so 'n stelling. We need to stop being careful and start being more careful. Nee, dis waarop dit neerkom aan die einde van die dag. En dis baie moeilik om dit te sê sodat ek die verskil kan verstaan. Dis hoekom ek baie duidelik probeer maak hierso. We need to stop being careful and start being more careful. Hoe is dit relevant tot stewardship waar ons besig om te gesels? Wanneer ek en jy erken dat alles wat ons het in ons hande geskenk is van die Vader, dat dit seëning is van hom, dan kan ons meer careful wees met dit wat ons het teenoor ander mense. Hoe lyk dit prakties vir my en vir jou? Ek gaan dit so vinnig hierso oplos. Ek gaan nie regtig hierso tyd spandeer nie. Maar dit is eintlik al vir 'n selfstudie wat jy wil doen, so ek wil vra jy kan as jy wil kan jy 'n foto neem van hierdie. Ek gaan nie noodwendig te prakties raak vanoggend nie, want my hart is jy moet 'n kopskuif maak oor hierdie stewardship. So as mens gaan kyk bietjie prakties na God se woord oor tiendes begroting om skuld te vermy, maar ook hoe om vrygewig te wees spesifiek rondom dit. So as jy wil praktiese tools soek, hierso is dit. Maar ek wil vanoggend jou uitdaag in die manier hoe jy daarna kyk. Jesus ontmoet 'n ryk man wat 'n baie groot behoefte het vir ewige lewe. En daar's hier gesprek tussen hom en Jesus in Markus 10 vers 17 tot 27. En Jesus sê vir hom, daar is een ding wat jy nie reg doen nie. Can you imagine Jesus sê dit vir jou? Dit sal verskriklik wees. Daar is een ding wat jy nie reg doen nie. Gaan verkoop alles wat jy het en gee dan die geld vir die mense wat niks het nie. Op die manier sal jy ryk wees in die oë van God. Dis hierdie paradoks van die manier hoe God wil hê ons moet kyk na geld. Nadat jy dit gedoen het, kom terug en word een van my volgelinge. Ek wil dit baie duidelik maak.
Jesus veroordeel nie hierdie persoon se rykdom nie. Om geld te hê is nie 'n sonde nie. Net soos ons laasweek gesê het, seks is nie 'n sonde nie. Seks binne huwelik is rein, maar seks buite huwelik is 'n sonde. Om geld te hê is nie 'n sonde nie. Die vraag is jy tevrede met dit wat jy het of jaag jy geld aan asof dit die belangrikste deel is van jou lewe? Want dan begin dit idolatry raak. En jy mag dalk dink, wow, idolatry, jy weet ek hou van my werk en ek verdien goed, maar ek sal nie sê dis idolatry nie, want ons dink altyd dit is hierdie afgoderry van hierdie goue kalf of wat ook al dit mag wees, maar in moderne tye is dit baie meer simplisties as dit. Idolatry is the repositioning of God. Terug by die begin, is Jesus koning in alle areas van jou lewens of net in areas wat hom toelaat? Want as hy koning is in sekere areas van jou lewe is, maar daar's steeds areas wat jy sê, ja, maar ek hou van geld, ek hou van hierdie area, dit is my lekker om te kan voel hoe ek beleef, soos wat ek hierdie het, so ek wil graag nog steeds hier beheer, dan is hy nie genoegsaam vir jou nie. Om geld te hê is nie sonde nie, en Jesus kom veroordeel nie hierdie persoon sy rykdom nie. Jesus sê, daar is een ding wat jy nie reg doen nie. Wat Jesus hier kom toets, is of die persoon sy sekuriteit in geld is, of is sy sekuriteit in Christus. Is hierdie persoon dieselfde persoon met geld of sonder geld? Die storie gaan verder. Aan die man se gesig kon 'n mens sien dat hy baie teleurgesteld was. Teleurgesteld en uit die veld geslaan was. Want hy was baie ryk. Met 'n hartseer uitdrukking op sy gesig is hy daar weg. Dis een van die hartseerste skrifverse in die Bybel. Met 'n hartseer uitdrukking op sy gesig is hy daar weg. Jesus bekyk die situasie so en sê vir sy getrouste volgelinge, wat 'n opdraande pad is dit nie vir ryk mense om deel te word van God se nuwe wêreld nie. Weereens, om geld te hê is nie 'n sonde nie, maar die manier hoe ek en jy na geld kyk, en die manier hoe ek en jy dit bestuur en hanteer met wysheid, waar dit God vervang, dit is wanneer dit moeilik raak om deel te word van God se wêreld. Kom ek vertel die storie so, in dit wat ons nou gesê het. We need to stop being careful and start being more careful. Hierdie ryk persoon was absoluut careful met sy geld. Hy was absoluut careful gewees met sy geld, maar die hartseer deel is hy totaal en al Jesus gemis. Hy het totaal en al Jesus gemis, omdat hy versigtig was met dit wat hy in sy hande het, omdat hy dit wat hy in sy hande het, as gevolg van sy harde werk en sy gesoeg, stywer probeer vashou, eerder as om dit te gee. Spreuke 10 vers 22, die seun kom uit die vader se hande, en dit is wat rykdom bring, nie harde werk en jou gesoeg nie. So as hy dit verstaan het, dat sy sekuriteit lê in Christus, nie in geld nie, dan kon hy baie meer careful wees. Hy kon alles wat hy het werklik gee vir mense, want hy weet dit wat hy het is genoeg vir hom en ook vir ander mense, en soos wat hy vrygewig kan wees met dit wat hy het, kan hy vrede vind, want die Here is 'n Vader wat 'n onuitputbare bron van hulpbronne is tot sy beskikking. Jy mag dalk vra, maar Corneille, hoe is ons nou besig met vrygewigheid en met stewardship? Vrygewigheid is 'n uitvloei van stewardship. 'n Goeie steward is vrygewig. Hoekom? Want vrygewigheid erken dat alles wat in ons hande is, kom van die Vader af. Vrygewigheid erken dat alles aan God behoort. Vrygewigheid erken dat alles wat ons hande het, is 'n seën van die Vader, dit is genoeg vir my, maar ook vir die mense rondom my. 2 Korintiërs 9 vers 7, gaan besluit nou self hoeveel julle wil gee. Moenie 'n klomp geld gee en dan na die tyd daaroor spyt kry nie. Weereens, ek sê nie gaan gee alles weg nie, ek sê nie wees roekeloos met dit wat jy het nie. Moet ook nie verplig voel om iets te gee nie. Die Engelse vertaling sê so mooi, let giving flow from your heart, not from a sense of religious duty. Maar, onthou wat die Bybel sê, God is lief vir mense wat hulle geld met blydskap weggee. Blydskap, hoe? Want ek weet, dit wat in my hande is, kom van die Vader af, daar's genoeg vir my, en ek kan ook gee, en dit is blydskap, want ek weet, selfs al gee, ek weet ek, daar word vir my gekyk. En jy mag toch vra, kyk Corneille, dit is regtig moeilik om weg te gee met blydskap, en ek hoor jou. En jy mag toch vra, maar Corneille, beteken dit dan vanoggend, ek moet hier uitry, en vir elke liewe persoon gee wie ek sien, en ek kan ook vir jou sê, go for it. Maar jy gaan ook die ryk man wees in hierdie situasie, wat alles weggee. Die vraag is nie,
rondom eintlik hierdie blydskap en wat in jou hart leef en jy weet of dit religious duty is nie. Die vraag is eintlik, is jy gehoorsaam of nie? We don't give because we are forced, but because we trust in God's provision. We don't give because we are forced, weer eens, dit wat in jou hart leef, nie uit 'n religious duty nie, but because we trust God's provision. Gehoorsaamheid is die sleutel. Kom ek vertel vir jou 'n storie, hoe dit lyk om in blydskap te gee uit gehoorsaamheid, nie uit religious duty nie, maar dit wat die Here kom losmaak in jou hart om gehoorsaam te wees. Voor ek by Dr. Dale Linden was ek by Dr. Dale Brooklyn gewees en ek het onder hierdie leier gewerk, en hy's 'n ondienste pastoor, so Brooklyn daai tyd het so 6 dienste gehad, is belaglik. En onder andere het hulle 'n hele paar aanddienste gehad, so hy het die oggenddienste gepreek, bietjie afgewees en toe nog die 3 aanddienste gepreek. So dis 'n lang Sondag. So teen die tyd wanneer die laaste aanddiens verby is, toe is hy hier by 9:30 die aand, nadat hy met mense gekuier het en hy stap kar toe om huis toe te ry en daar kom 'n persoon aan wat vra vir geld. En hy hoor hierdie persoon uit en dit is die tipiese storie wat ons almal gehoor het, hy het geld nodig vir hierdie sodat hy daar kan uitkom, hierdie. So almal ken die storie en die leier vra vir my, "Maar hoeveel kort jy?" Hy sê R400 en dis nou hy voel, gaan nie dit met blydskap gee nie. Dis bietjie baie en hy beleef vir die Here vir hom sê, "Maar maak oop jou beursie en gee vir hom dit wat in jou beursie is." En hy is gehoorsaam. Maak sy beursie oop en hy kyk en binne-in is R400. En nou moet hy gehoorsaam wees en hy gee hierdie en hy haal uit en hy gee hierdie kontant vir hierdie persoon, maar dit is tipies hy gee dit met blydskap, maar hy los nie. Jy weet, dit is daai van dis hierdie tug of war met hierdie R400 in hierdie oomblik en hy besef, hoorie, maar hy moet gehoorsaam wees wat die Here mee besig is in hierdie oomblik. En hy ry huis toe en hy sê, "Here, maar hierdie was nou glad nie eintlik lekker geweest nie, want hy kon eintlik regtig baie doen met hierdie R400. Dus hy gee dit uit blydskap uit gehoorsaamheid, maar daar sit nie blydskap noodwendig in homself baie lekker nie." En 'n paar weke later kom hy by 'n plek of weer aanddienste later en hy hoor hoe hierdie selfde persoon met iemand anders ook R400 vra sodat hy dit en dit kan doen. En onmiddellik is hierdie leier sê soos, "Hoorie maar, Here, hoekom het ek hierdie R400 vir hom gegee net sodat hy hierdie week kan doen met iemand anders?" En hy beleef vir die Here vir hom sê, "Dit wat daai persoon doen met die R400, dis myn hom. Die gehoorsaamheid wat jy het teenoor my, is myn jou." Dit is wat dit beteken om stewardship te hê. Dit beteken jy moet roekeloos wees en met blydskap alles weggee nie. Dit gaan oor, waar is die Here besig met iets sodat ek nie kan gehoorsaam wees in daardie spesifieke spasie. Om gehoorsaam te wees, om te kan vrygewig wees, volle wete die Here na jou kyk. Hebreërs 13 vers 5 tot 6, net om 'n bietjie dit saam te vat aan die einde. He, God himself, has said, "I will not in any way fail you, nor give you up or nor leave you without support. I will not in any degree leave you helpless nor forsake you, nor let you down. Relax my hold on you, assuredly not." Jy mag tot dink, kyk Corneille, maar dit is way out there vir die Vader wat dit vir my en vir jou kan sê as gevolg van ons omstandighede. Maar imagine gou vir 'n oomblik die gelykenisse van die verlore seun, hierdie jonger broer en die ouer broer, en hulle het hierdie gesprek met hulle vader. En hierdie vader sê vir hulle, "I will not in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support. I will not in any degree leave you helpless nor forsake you. Let you down, relax my hold on you. Assuredly not." Hier is die dieper waarheid wat ek nie kan leer in die gelykenis van die verlore seun. Nie een van die seuns het werklik die Vader se hart verstaan nie. As hulle dit verstaan het, sou hulle geweet het, hulle het toegang tot 'n Vader wat regtig anders hulle vermoë sal doen om aan die behoeftes van hulle kinders te voorsien. Terwyl hulle ook sou geleer het hoe om met dit te werk. Die jonger seun het gedink hy moet sy erfporsie vat sodat hy hierdie onafhanklike man kan wees. En waar die ouer broer gedink het hy moes iets verdien wat reeds syne was. Kobus het nou reg hierdie storie vertel. Hy het vir sy pa gevra vir R100 omdat hy gaan stilstaan met petrol en sy pa WhatsApp hom terug en sê, "My kind, jy moet nooit iets kort nie. Ek
sal altyd so ver as moontlik gaan om in jou behoeftes te voorsien. Dit is die hart van die Vader. 'n Vader by wie se voete ek en jy kan gaan sit, wat vir my en jou sal sê, hoorie, maar ek sal so ver as moontlik gaan, sodat jy nooit iets hoef tekort nie. Alles wat ek het, is joune. Alles wat jy nodig het, kan jy by my kry. En alles wat ek vir jou gee, wil ek vir jou wys hoe om met dit te werk. Gisteraand, soos ons voorberei vir vanoggend, beleef ek regtig net die Heilige Gees wil restoration kom bring vanoggend. As jy dalk hierso is en jy is getroud of jy is nie getroud nie en daar is regtig finansiële uitdagings of daar is regtig 'n swaar dak van finansies of daar is roekeloosheid in finansies, weet jy nie om te begroot nie, wat ook al dit mag wees, dat finansies 'n groot deel is van julle argument in julle huwelik. Dat ek regtig beleef, soos wat hierdie liedjie speel, is God of Revival. Daar's iets wat hy wil kom losmaak, daar's iets wat hy wil lewendig kom maak, daar's iets wat hy wil kom transformeer, daar's iets wat hy wil kom gesond maak in jou lewe, maar ook in julle huwelik. So as jy vanoggend hierso is en jy sukkel met geld, dat jy vrede vind in geld, nie vrede vind in God se teenwoordigheid nie. Dat jy veiligheid vind in jou finansies eerder as in die vrygewigheid van dit. Of dalk is dit enige verslawing wat ook al dit mag wees. Ek herinner, jy kan met vertroue sê, dis net die Here wat jou kan help, nie jou eie wilskrag nie. Net hy kan 'n gaping kom vul. Net hy kan 'n area verheerlik wat gemaak is sodat hom kan verheerlik. Ek wil vir ons bid. Here, dankie vir vanoggend, Here. Dankie dat ons vir elke persoon hier sou kan kom bid, Here, wat dalk getref word deur hierdie gesprek van finansies, Here. As dit kom by sonship of as dit kom by stewardship, om vrygewig te kan wees, Here, want ons weet U kyk na ons. Here, ek bid, Here, vir 'n seer wat in mense se hart leef, 'n seer wat in mense se gees leef, spesifiek oor finansies, Here, kom spreek ek aan vanoggend, Here. En ons bid vir heelmaking, Here, ons bid vir gesondmaking, Here, ons bid vir 'n lewendige making van uit U Gees, Here. En dankie, Here, dat dit net iets is wat U kan kom doen, nie uit ons uit nie. Want Here, hoe minder ons het van ons, hoe meer het ons van U. Ek bid, Here, mag daai kopskuif begin gebeur en die manier hoe ons na mense kyk rondom ons, mag die kopskuif gebeur in 'n manier van hoe ons kyk na ons begroting, mag die kopskuif gebeur in 'n manier van hoe ons kinders se finansies kyk, Here. Dankie dat ons weet daar is gesondmaking, transformasie in U naam, Here. Amen. Amen. Kyk asseblief hierdie video saam met my. Ek onthou my doop baie goed. Vir my was die doop 'n oomblik van radikale gehoorsaamheid aan Jesus. Jesus wat in my plek kruis toe gegaan het en saam met hom het hy my sonde en gebrokenheid saam met hom gevat. My doop was vir my 'n verklaring van die feit dat ek glo dat 3 dae later toe hy opstaan, het ek saam met hom opgestaan tot 'n nuwe en beter lewe. So as jy enige vrae het oor die doop, wil ek jou persoonlik uitnooi om jou naam op te skryf om ons doopgesprek by te woon. Ons sal so graag wil hoor wat sê jy en dalk 'n bietjie van ons gedagtes met jou te deel. So ek hoop regtig om jou daar te sien. Josie Fusion Fest is om die draai en ons is regtig opgewonde vir die aand. Net 'n paar belangrike details en inligting. So dit vind die 28ste Maart plaas, dit is 'n Vrydag, die dag wat die skole sluit. Die skole sluit op daai selfde dag. Dit vind by Doxadio Meyersdal plaas en daar gaan busvervoer wees hier van ons kerk af hier in Linden, maar jy is meer as welkom om ook op jou eie te ry en dis van min of meer 4 uur tot 8 uur die middag wat dit plaasvind.
Nou as julle enige verdere vrae het oor inligting en details van hoe dit werk en enige so iets, is julle meer as welkom om my te kontak en registreer asseblief op die link wat op die WhatsApp groepe is om vir dit in te skryf sodat ons kan weet hoeveel mense gaan. Ons is regtig baie opgewonde vir die aand, vir die tieners om lekker saam te kerre en ek sien baie uit vir wat die Here deur hierdie aand in die tieners se harte kan bereik en die impak wat dit verder in hulle lewens kan hê. Sai, goeiemôre van my kant, asof ek jou nog nie gegroet het nie. Hallo, ek het jou nog nie gegroet nie. Hallo. Ek hoop dit gaan goed met almal. Is my voorreg om gou 'n paar dingetjies met ons te deel hier aan die einde van die diens. Nommer 1, as jy nog nie deel is van hierdie gemeente nie, as jy nog nie deel is van wat hier gebeur nie, mis jy regtig uit. Daar's 'n maklike manier om deel te raak van ons gemeente. Ons noem dit Join the Mission. Jy kan daai QR-code scan, hy gaan jou vat na ons Linktree toe en alles wat in die kampus aan die gang is, gaan jy daar kan sien onder mekaar in volgorde. As ek enetjie gou kan highlight, ons het hierdie week, die 20ste, het ons Joshua na die reën wat ons kom seën met lieflike musiek. Dis R100 'n kaartjie as ek reg onthou. R100 'n kaartjie, dis eintlik gratis. R100 vir studente. Dis klein bietjie duurder. Madeleine, moenie kom met jou realisme nie. Nee, dis eintlik maar verniet as jy aan dink. En wat hy doen is, hy kom en hy maak musiek, maar vir ons is dit community. Dis wat ons doen. Ons gaan lekker saam kuier en dis die tweede ding waaroor ek wil praat is choose community. Ek het soveel gesprekke die laaste maand met mense. Ek sit in koffies met mense en hulle sê vir my hoe hulle lewe besig is om te verander. Hulle lewe is besig om te verander deur community. So ons glo in community en ons gaan na die tyd lekker saam kuier. As julle daar sien, as gevolg van die reën gaan ons in daai lokaal wees. Fusion host ons bietjie vandag. So ons gaan as jy hier uitstap by hierdie deur Jacques, ek gee sommer vra om die deur oop te maak. Gaan ons lekker saam kuier daar. Maar ek wil terwyl jy hier verbystap jou vra om gou by die community wall stil te staan. Want dit is vrek belangrik dat jy in 'n community betrokke raak. Al die stories wat ek hoor van mense wat geestelike groei ervaar, dit gebeur in 'n sirkel. Dit gebeur waar mense sit en praat oor die Here. So ek wil jou regtig uitdaag as jy nie in 'n community groep is nie, wil ek jou uitdaag om in een betrokke te raak. Nou, ek wens so eintlik Corneille het net die koeverte en alles gesê na sy preek, want dit is presies wat ons moes hoor. Ek wil wel 'n oomblik maak vir jou om te gee. Ek love wat jy gesê het, Corneille, ek het neergeskryf, jy het gesê vrygewigheid is die vrug van rentmeesterskap. Vrygewigheid is die vrug van rentmeesterskap en dit is presies wat ons van praat vandag. As ek een skrif kan bysit, net voordat ek vir jou kans gee om te gee is hierdie. Matteus 6 vers 31 tot 33 sê: Julle moet dus nie bekommer en vra wat moet ons eet, wat moet ons drink, wat moet ons aantrek nie. Dis alles dinge waaroor die ongelowiges begaan. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dan sal julle ook al hierdie dinge vir julle gegee word. En ek dink dis presies waaroor ons praat. So, jy is so welkom, daar's 'n koevert op jou stoel. Hy lyk soos dit hier agter my. Jy kan daai QR-code scan as jy aanlyn wil gee. As jy kontant het om te gee, sit hom in die koevert. Daar's oranje bokse by die uitgang. Jy kan daar drop. Maar kom ons wees vrygewig. Kom ons wees rentmeesters van wat die Here vir ons gegee het. En kom ons wees obedient aan wat hy vir ons gevra het. So ek wil jou kans gee om dit te doen. Kan ek net oor jou finansies bid? Kom ek doen dit. Vader, ek wil u prys. Ek wil u prys vir vrygewigheid, vir die kans wat ons het om vrygewig te wees met dit wat u vir ons gee. Here, ek wil bid dat u ons gedagtes kom swaai, van dat dit ons geld is en ons beursies is, na u sin, Vader. Ons soek u koninkryk eerste. U is eerste in ons lewe, Vader. En ons wil u prys met ons finansies. Ons loof u, Vader. Amen. Nou ja, soos ek gesê het, ons gaan lekker saam kuier hier buite. Wat jy hier buite gaan kry is incredible. Luna's staan reg om vir jou koffie te maak en ek het geweet ek gaan hom opbors. Supercalifragilistic, daar's hy. Is aan hierdie kant met awesome gebak en eetgoedjies, moet nie uitmis nie. Kom ons seën hulle, want hulle seën ons. So jy gaan nie soontoe uitloop nie. Kyk vir my.
Jy hardloop nie soontoe nie. Jy hardloop soontoe. Okay. Ons gaan lekker saam kuier. Die laaste ding, tweede laaste ding is ons het 'n spasie agterreg gemaak vir gebed vanoggend. Die rede vir dit is ons het vanoggend 'n kindertoewyding. Die mense gaan nou hier inkom tussen die dienste, het ons 'n kindertoewyding met die familie en ons celebrate in die tweede diens saam met hulle. Maar ek wil vir jou vra om ons te help om net vinnig uit te beweeg. As jy gebed nodig het, ons het 'n span reg wat agter in die auditorium as jy links uitgaan, sal jy hulle daar kry. Daar's 'n lieflike spasie voorberei vir jou. Nou ja, ek gaan jou nou sien vir 'n lekker koffie en 'n donut of ietsie.